Skipperklas! Skipperklas, kom speel en leer. Hallo julle, welkom by nog 'n episode van Skipperklas. Vandag gesels ons oor Petrus. Nou as jy aan Petrus dink, dan kom daar dalk 'n paar gedagtes by jou kop op. Miskien is dit dat Petrus is die rots waarop die kerk gebou is. Petrus is die een wat Jesus verraai het voor die haan die 3de keer gekraai het. Of die eerste gedagte wat by my opkom, is Petrus het op die water geloop. Nou as ons gaan kyk in Matteus 14, staan daar, dat Jesus se disippels was op 'n skip op die see van Galilea gewees, en daar het 'n geweldige storm opgekom, 'n groot wind, die golwe was groot, en die disippels was angsbevange. Hulle was bang dat hulle gaan vergaan, hulle was bang dat die boot gaan sink. En die volgende oomblik, sien hulle in die verte, kom daar 'n man aan. En hy sê, bedaar, moenie bang wees nie. Nou kan jy dink, hier kom iemand aan en sê dit vir jou. En Petrus sê, maar Jesus, as dit U is, beveel my om uit te kom en op die water te loop. En Jesus sê, Petrus, kom. En Petrus stap en hy gee treukie vir treukie op die water. Nou, ek weet nie van julle nie, ek het al probeer hardloop op die water in die swembad in, maar dan sink jy. Nou kan jy dink, jy loop bo op daai golwe. En die oomblik, toe Petrus wegkyk van Jesus af, en hy kyk af, en hy sien hierdie groot golwe, toe begin hy te sink. En Jesus steek toe sy hand uit, en hy gryp hom, en hy red hom. En Jesus het so ook die see bedaar, die storm bedaar. Nou julle, in hierdie stuk, is daar iets wat dadelik vir my uitstaan. En ek noem dit die Oreo Bybelversie. Nou julle almal ken 'n Oreo, ek het vir ons Oreos vandag saamgebring. 'n Oreo lyk so, dat ons hom gou hier oopmaak. 'n Oreo het hierdie heerlike swart gedeeltes van die koekie, ek gaan hom so oopmaak. En dan het hy wit in die binnekant. So daar's 2 swart gedeeltes wat heerlik is, en dan die wit is stroop soet. Nou hierdie Bybelvers wat gaan ons onthou en ons gaan dit memoriseer. So hier in Matteus 14, dan sê Jesus 3 dinge. Daar's 2 opdragte, en dit is die swart, en dan is daar die wit. Nou wat Jesus sê, hy sê eers, bedaar, raak rustig, sê van die vertalings. So dit is die eerste opdrag wat hy gee, raak rustig. Dan sê hy, moenie bang wees nie. Dit is die ander opdrag. En dan is die wonderlikste, lekkerste, soetste gedeelte, die wit gedeelte, waar Jesus sê, ek is by jou. Nou ek wil jy moet dit onthou, of jy nou eksamen skryf, of jy bang is voor 'n atletiek byeenkoms, of 'n rugby, of 'n netbalwedstryd, of jy is net bang oor iets wat by julle huis aangaan, nuwe skool waartoe jy gaan, 'n nuwe klas, daar is soveel dinge, waarvoor ons kan bang wees, en wat nou ons toe aangevuur word, wat ons dadelik bang maak, soos daai golwe wat groot is. Dalk is dit in julle huisgesin, mamma en papa baklei dalk, daar kan soveel dinge wees, wat ons harte bekommerd maak. Dan wil Jesus vandag vir jou sê, gaan kry 'n Oreo en onthou, bedaar, raak rustig. En al ons dit reg kry, is om op ons knieë te gaan, en te sê, Jesus, kom kalmeer my, kom maak my rustig. Dan sê hy, moenie bang wees nie. En dan gee hy vir ons die geheim, die wit gedeelte, want ek is by jou. Julle, so ons hoef nooit ooit bekommerd te wees nie, want Jesus sê vir ons, hy is altyd by ons, hy sal ons nooit begewe nie, en hy sal ons nooit verlaat nie. So as jy jou eerste Bybelstudie gids het, wat so lyk, sal jy sien op bladsy 103, is hierdie gedeelte van Petrus, wat op die water geloop het. Jy kan die prent inkleer, en jy kan die gedeelte weer gaan lees, sodat jy het vas kan maak in jou hart, dat wanneer storms kom, en wanneer dit voel of jy sink in daai water, is daar een ding wat jy kan onthou. Jesus gee vir ons 'n Oreo belofte. Bedaar, moenie bang wees nie, want ek is met jou, ek hou jou vas, ek gaan jou nie los nie. Mag Jesus elkeen van julle ryklik seën. Onthou om te like en te subscribe tot ons YouTube kanaal onder Flowering Almond.